julle dalk die moe vallei? Weet julle dalk wie daar sal bly? Thuis in sy moe huisie, daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boe boe en snip, snap en stinkie daarbij. Almal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boe boe en snip, snap en stinkie daarbij. Almal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moe mama, moe papa, moe my. Boe boe en snip, snap en stinkie daarbij. Wat gaan met Moe aan? Sy hardloop asof sy die sneeumonster gesien het. Ek het haar nog nooit so vinnig gesien hardloop nie. Wat kan verkeerd wees? Daar moes iets verskrikliks gebeur het. Wat daar nou, vertel ons wat aan die gang is. Julle moet asseblief kom help. Moe prof gaan van 'n krans afspring. Moe prof? Is hy ongelukkig? Hy weier om na enigiets wat ek sê te luister. Hy sê hy gaan spring, maak nie saak wat gebeur nie. Alla wêreld, kind, jy's doodsbleek. Waarmee moet ek jou so dringend help, hè? Jy moet asseblief vir Moe prof gaan keer. Hy wil van die krans afspring. Ag nee, nou maar wat is er dan nou met hom? Ek weet nie. Hy sê is 'n toetsvlug. Wat? Sla my dood. Toetsvlug sê jy? Wil jy vir my sê Moe prof het uiteindelik sy vleiende skip klaargebou? Maar dit is fantasties. Nee, die vleiende skip is nog ver van klaar af. Hy het nog net 'n model daarvan gebou. Maar waarmee wil hy nou dan so opsluit 'n toetsvlug doen? Hy het 'n kleiner model gebou van die vlerke wat die vleiende skip moet dra en hy wil nou met hulle van die krans af gaan vlieg. Maar ek dink nie hulle is sterk genoeg nie. Hy sal hom doodval. Die vlerke sal nooit Moe prof se gewig dra nie. Nou, verstaan ek. Hy het vlerke gebou soos die wat hy vir sy vleiende skip wil gebruik, maar net baie kleiner. En nou wil hy eers toets of hulle sal werk voordat hy die vlerke vir die skip gaan bou. Jy moet hom keer, Moe pappa. Ek dink Moe is reg. Weet jy dalk van watter kant van die kraanse af hy wil gaan spring, Moe? Die suidekant, daar waar die kraanse die heel hoogste is. Dit klink ernstig. Kom mense, ek dink ons moet gaan kyk wat aangaan voordat Moe prof homself dalk lelik seermaak. Dankie, Moe pappa. Nou. Reg. Wag eers, Moe prof. Moenie spring nie. Vir wat gaan staan en sleep jy die hele wêreld hiernatoe, Moe? Wil ek jou kom red? Jy's heeltemal te jonk en briljant om so akelig dood te gaan. En ek is vreeslik bly dat ons op betyds kon wees. Julle sal my nooit omgepraat kry nie. Asseblief, Boetie. Dalk moet jy nog 'n slag dink. Dit lyk vir my taamlik gevaarlik. Wel, julle is verkeerd. Dis glad nie gevaarlik nie. Ek het die vlerke self gebou en ek weet wat ek doen. Daaraan twyfel ek nie, Moe prof, maar nogtans. Ek het 'n uitstekende model gebou en is baie veilig. Hoekom het jy so skielik gestop? Jy het met 'n groot vaart by die hang afgehardloop, maar toe stop jy voor die krans. Ek het net die afstand gemeet wat ek gaan nodig hê om genoeg spoed te kry. Moet dit nie doen nie, Moe prof. Ek wil jou nie verloor nie.
Toe nou. Jy jaag nou spooke op. Dink jy regtig dit is veilig? Natuurlik. Het enigiemand van julle nou al ooit 'n voël gesien val? Nou, hoekom doen jy nie eers jou toetsvlug van iets af wat nie so hoog is nie? Dan sê jy ten minste nie so seer kry as jy val nie. Ek het dit al reeds gedoen. Ek het van ons huis se dak afgevlieg en dit het gewerk. Het jy dit gesien, Momai? Nee, ek sou 'n hartaanval gehad het. Natuurlik sou ek dit nie doen met 'n paproek sustertjie wat haar nie kan inhou nie. O ja, wat bedoel jy nogal daarmee as ek mag vra? Ek bedoel ek is nou net mooi siek en sat vir jou wat al ewig jou groot neus in my sake steek. Ek is heeltemal oud genoeg om na myself te kyk. Jou neus is net so groot soos myne en ek wil jou nie verloor nie. Hou nou op om so te saanhou. Ek sal nie. Kom nou julle twee. Help, ek gaan val. Gats, dit was amper. Ek dink nie jy sê jou broer kan keer nie, Momai. Hy's vasbeslote om te vlieg. Ek weet nie of my hart dit gaan hou nie. Jy's 'n baie dapper man, Moeprof. Nou ja, hier gaan ek. Die keer doen ek dit perfek. Haai, julle. Bedrieg my ouma of as ek boeboe wat daaronder stap. Ek weet nie, man, ek kan niks daaronder sien nie. Jy sal ook nie van daar af kan sien nie, snap. Kom staan nie voor. Is dit regtig, Bobo? Ja, ek is seker is hy. Boeboe, is dit jy? Joe! Het jy jou gehoor, hè? Nee, ek dink nie so nie. Nou ja, mense, hier gaan ek. Ons hou op jou duim pas. Dit werk! Hy vlieg! Dis Moeprof. Dis absoluut fantasties! Jy kan maar jou oë oopmaak, Momai. Jou broer is besig om uitstekend te vaar. Hy het dit reg gekry. Is dit nie wonderlik nie? Ek het jou mos gesê, ek het geweet dit sal werk. Ja, ek het dit ook geweet. Huh? Ja, Moeprof! Dit was Jippie, jippie! Uitstekend. Die toetsvlug is 'n reuse sukses. Hoi! Hallo! Net soos ek gedink het. Hy sal nie kan waai en terselfdertyd daai vlerke kan vlieg nie. Hy verloor sy balans. Dis gemeen van jou om te lag, Stinkie. Hy sal hom heeltemal dusnis val as hy met al twee hande moet waai. Ons wil jou nie hier hê nie, Stinkie. Ek dink jy moet liewer weggaan. Jy gaan in elk geval net moeilikheid veroorsaak. Dis nou 'n masjien wat ek baie goed sal kan gebruik. Laat ek liewer loop voor ek my vererg. Dis die perfekte ding om oor 'n hoë draad mee te kom as ek 'n bank wil beroof. Dink jy hulle sal nie eers my voetspore kan volg nie? Lyk my die wind druk om see toe. Hoekom draai jy nie liewer om en kom weer terug nie? Dis dalk nie so maklik om van koers te verander nie, Momai. Bedoel jy hy kan nie omgedraai kry nie? Ja, ek is seker hy sal die vlerke kan terugdraai as hy wil. O, wat gaan nou aan? Ek kan nie die vlerke gedraai kry nie. Het lyk vir my uit 'n boom getrek. Kom gou, ons moet gou kyk. Het hom doodgevat. Gelukkig nie, net bewusteloos. Hy lyk vir my maar redelik dood.
Wat sou van die vlerke geword, dink jy? In die boom. Daar sal hy kan hulle maar nou vir my gee. Ek sal hulle baie beter kan gebruik. Ai, moe prof, ek is bly om te hoor die toetslag was so 'n groot sukses gewees. Ja, behalwe dat dinge aan die einde 'n bietjie skeef geloop het. Dit was 'n baie dapper manier om te toets of die vlerke sal werk. Ek is seker met 'n bietjie meer oefening sal so iets nie weer gebeur nie. Volgende is my vleiende skip, solank jy net genoeg pleisters en salf byderhand hou. Wat gaan jy met die vlerke maak? Hæ? Ek bedoel, gaan jy nie weer die vlerke gebruik nie? Ek weet nie. Wat as ek sê nee? Dan wil ek dit hê. Asseblief, moe prof. Ek wil ook in die lug vlieg. Dit sal wonderlik wees om soos 'n voël te kan vlieg. Asseblief gee dit vir my. Wel, as jy dit so graag wil hê, sal ek miskien 'n plan kan maak. Ons sal die vlerke net behoorlik moet toets voordat iemand weer vlieg. Natuurlik, ek verstaan dit. Ek sal jou help om die vlerke reg te maak en getoets te kry. Ek reken ek kan doen met 'n bietjie hulp. Jy is slim, jy sal my dalk baie kan help. Die vlerke moet in elk geval eers reggemaak word. Maar sê my nou, moe prof, kan ek die vlerke kry of nie? Jy kan dit kry, maar net op een voorwaarde. Enigiets. Nou goed, nou dat ek die model klaar gebou het en die vlerke is min of meer reg, het ek 'n plek nodig om my skip te bou. 'n Plek wat groot genoeg is vir my en die vleiende skip om in te pas. Ja, weet jy, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Dit hoef nie 'n dierplek te wees nie. Ek het eintlik net 'n dak nodig en mure natuurlik, sodat mense nie kan sien wat ek doen en my idee kan steel nie. Dink jy kan my daarmee help? En in ruil vir jou hulp sal ek vir jou die vlerke gee. Hoe klink dit? Klink vir my na 'n goeie idee. Ek sien jou in elk geval gehelp het om 'n plek te bou waar jy kan werk. Maar as ek die vlerke kry, sal ek ten minste 2 keer so hard werk. Nou ja, Moomin, dan is dit afgespreek, reg? Miskien kan ons nog hulp kry. Hoe lyk dit met jou, Boebel? Is jy nie lus om te help nie? Ja, ek help graag. Sal jy ook help, Snif Snaf? Ja, maar ek wil iets in ruil hê daarvoor. Jy kan ook met die vlerke vlieg as jy wil. Nee, dankie. Ek is heeltemal te swaar. Hulle sal breek. Toe maar, Snif Snaf. Ek sal aan iets anders dink om vir jou te gee in ruil vir jou hulp. 'n Groot verrassing. Dit is vir my so lekker om ander mense te help. Ai, Snif, my sou sweer jy is die goedheid van self leer. Ek is seker jy gaan ook deskundige hulp nodig hê met jou bouery. Ek is seker die gate is nou al diep genoeg, pappa. Nee, man, ons moes bou 'n ding behoorlik. Maar in 'n geval, ek hou daarvan om sement te gooi. Nes pas hy. Ek het nou goed daaroor nagedink. Ek dink ek moet vir jou een van my onskatbare boeke oor masjiene gee vir jou hulp. 'n Boek? Wil jy dit hê nie? Wel, ek weet nie iets anders nie. Ek is nie so goed met boeke nie. Laat ek sien. Wat van my onskatbare vulpen? Dis 'n erfstuk. Ek is ook nie so goed met skryf nie. Wel, wat dan van my onskatbare? Prof, het jy nie dalk iets wat nie vir jou onskatbaar is nie? Alwaaraan ek kan dink is my goue muntstuk. Wat sê jy? Regte egte goue muntstuk? Ek kan dit nie glo nie. Ek sal enigiets doen vir 'n goue muntstuk. Is daar 'n vreeslike diep gate wat julle grawe? Wil julle nie 'n rukkie ophou grawe en eers iets eet nie? Dink jy ons moet dit doen? Definitief. Ja, ek dink die gate is nou diep genoeg. Jou broer en Snif Snaf kap hout in die bos. Ek weet, ek het hulle gehoor. Ai, hallo, Moemai. Ai, wag maar nie so vinnig loop nie. Ek wil jou iets vra. Wat is dit? Is dit waar dat Moeprof die vlerke waarmee hy gevlieg het vir Moemen gegee het? Ja, dit is. Hy help Moeprof om 'n skuur te bou en ruil daarvoor. Maar as hulle nie stikkend nie,
Hulle het daai boom baie hard getref. Ja, natuurlik is hulle stikkend. Sal jy my nou laat verbykom asseblief? Ek wil vir hulle middagete gaan gee. En sal moeprof hulle kan regmaak? My broer kan enige ding regmaak. Julle het dan 'n vreeslike klomp hout nodig, hè? Die skuur moet baie groter as die vleiende skip wees, anders sal ek dit nooit daar uitkry nie. Moe pappa en moemen grawe net sulke diep gate. Ja, ek het gesien, hulle werk regtig hard. Almal is so hulpvaardig. En Boemen is glo vanoggend vroeg hier weg om te gaan spykers haal. Ek's baie bly om dit te hoor. Ek het nog nie eens daaraan gedink nie. Kan jy vir ons 'n lys maak van goed wat ons gaan nodig kry? Ja, dis 'n baie slim plan. Jy dink altyd aan alles. Nie net ek nie. Alle goeie uitvinders beplan eers alles voor hulle iets doen. Of dit nou Moeprof se goeie beplanning was, of die feit dat almal in Moevallei help bou het, weet ek nie. Maar die skuur waarin die vleiende skip gebou moes word, was in 'n rekordtyd klaar. Ja, Moemen is hier. jy kan maar inkom, Moemen. Baie dankie vir al jou harde werk. Jy het my so baie gehelp. Dit voel vir my die vlerke wat ek vir jou gee is nie genoeg om dankie te sê daarvoor nie. Ag nee, dit was 'n plesier, ek het geniet om te help. Nou toe, hier's jou vlerke. Ek het die ontwerp so 'n bietjie verander. Dit sal nou makliker op en af gaan en definitief makliker draai. Jy moet net nie ry as die wind baie sterk waai nie. Dit kan gevaarlik wees. O, dankie Moeprof. Ek kan nie wag om daarmee te gaan vlieg nie. Ek gaan nooit vandag kan slaap. Gaan jy môre al daarmee vlieg? O ja, beslis. Wees asseblief versigtig. Maak seker dat jy eers baie oefening op die grond kry voordat jy van iets afspring. Jy moet presies weet hoe om die vlerke te beheer. Ek sal baie sleg voel as jy dit moet oorkom. Ek beloof. Hier gaan ek. Waar wil jy môre gaan oefen, Moemen? Ek weet nie, ek het nog nie so ver gedink nie. O, ek weet, ek gaan van die lae heuweltjie agter die kraans afvlieg. Dis nie so hoog nie. Ek sal dit maklik kan doen. Ja, dit hoort nie te gevaarlik te wees nie. Ek sal kom kyk. Ek weet nie. Ek het nie enige vlerke gesien nie. Wel, as jy by die voordeur ingekom het, kon jy dit nie misgekyk het nie, snif. Dit lê op die stoeptafel. Nee, ek is baie seker. Daar was niks daar nie. Huh? Ag nee, jy's reg. Hulle is nie hier nie. Die vlerke het verdwyn. Maar natuurlik is ek reg. Ek glo dit nie. Wat kon van hulle geword het? Iemand het hulle gesteel. Wat gaan met julle twee? Die honde julle kos afgevat. Iemand het Moemen se vlerke van die stoep af gesteel. Dalk is dit nie regtig gesteel nie. Natuurlik het iemand julle vlerke gesteel. Ek weet presies wie die skelm is. Kom julle. Waartoe gaan jy nou? Hoe weet jy wie die vlerke gesteel? Stinkie! Nou, dat het julle nie lang gevat om my te kry nie. Gee dadelik terug my vlerke, Stinkie, of jy gaan jammer wees. Ek het sommer geweet dis jy wat hulle gesteel het. Gee
Gee terug my vlerke. Daarvan kan jy vergeet, ou dikke. Asseblief, Stinkie. Ek sal later vir jou 'n beurt gee om te vlieg. Die vlerke moet eers getoets word. O nee, ek het hulle nodig om my werk te doen. Ek het nie tyd verspeel nie. Versigtig, Moomin. Ek het jou. Ek gaan. Vaarwel, julle bankbroeke. Met die goed gaan ek 'n meester bankrower word. Oh, Stinkie gaan my vlerke verwoes. Jy moes hulle nooit buite op die stoep gelos het nie. Ek weet ja. Maar wie het nou gedink Stinkie sal enigiets by ons steel? Ons is sy vriende, ons is miskien nie boesemvriende nie, Maar daarom so half en half. Toe maar, Moomin, ons sal hom kry. Hy dink verniet hy gaan met die skelmstreek wegkom. En dan gaan ek hom bloedneus slaan. O, gedorie, die wind stoot om sie se kant toe. Wat gaan nou aan? Draai terug jou sipel gedoen, ek wil nie so doen Maar nie. Stinkie het nie geweet hoe om die vlerke te beheer nie en die wind het hom al hoe verder Ses se kant toe gestoot. Nee, ek wil nie so toe gaan nie, draai terug. Ten minste bad hy vir 'n verandering. Die vlerke is seker nou heeltemal stikkend. Ag, my boetie sal vir Moomin 'n splinternuwe paar vlerke bou. Stinkie sal nooit leer nie. Goed, is. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moomin. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moomin. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie ons speelblik as paai, klein Moomin. Moomin. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moomin. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moomin. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moomin.